Goeiemôre aan elkeen van u. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus, ons saligmaker, ons koning en ons komende koning. Wat 'n wonderlike voorreg vandag om vanoggend hier voor te kan staan en te kan sê, so spreek die Here, want ons gaan uit die woord uit lees. Dankie dat u die moeite gedoen het om te kom hoor wat die Gees vandag vir u wil sê. Kom ons sluit die oë en ons vra vir die Here om self die boodskap te bring. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vanoggend na u toe, Here, en ons sê vir u dankie, Here, dankie vir hierdie mooi dag wat u vir ons gegee het, Here. Dankie vir die geleentheid, Here, wat u vir ons gegee het om weer vandag hier by mekaar te kom. Vader, ek wil vra, Here, dat die Heilige Gees by elkeen vanmôre sal stil staan. Elkeen sal vertroos, elkeen sal bemoedig, Here, en elkeen sal bemaan, Here, oor dit wat u wil hê ons moet wees. Ek vra, Here, dat u in die Gees, Here, en in ons verstand en in ons harte ons 'n bietjie stil sal maak, Here, en dat ons kan fokus op u woord en die dinge wat u vir ons wil leer. Vader, ek wil vra, Here, sny asseblief af al die ander goed, Here, wat nie van u afkom nie, al ons eie opinies, ons sieninge, Here, en alles wat ons geleer het in die wêreld. Here, ek vra vir u, Here, maak daai stem stil, Here, maar laat die stem van Jesus Christus en die Heilige Gees groter sal word in ons lewe, Here, en maak ons geestelike ore oop en ons geestelike oë oop, Here, dat ons kan sien en kan hoor wat u vir ons wil sê vanmôre, Here. Ek vra vandag, Here, seën asseblief my lippe van vooraf en laat niemand kan sê soos persoon voor nie, maar dat ons kan sê, so spreek die Here, Here, want hy is in die hemel en ons is op die aarde, Here. U wee is nie ons wee nie, u gedagtes is nie ons gedagtes nie. Ek vra, Here, dat u ons sal kom besoek, Here, Vader, dat u ons sal leer, Here. U is alomteenwoordig, Here, daarom is u hier vanmôre ook by ons, Here, en ek vra, Here, open ons verstand, dat ons verstand kristalhelder sal wees vir dit wat u vir ons wil sê. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan vandag gedeelte lees in Openbaring 22, ja, weer Openbaring 22, en ons gaan daaroor gesels vandag, van Openbaring vanaf vers 6, en as ek 'n tema sou gee vir vandag se boodskap, sou ek sê, die laaste woorde, want dit is tog die laaste woorde in die Bybel wat deur God geïnspireer is vir ons. Wat is die laaste woorde in die Bybel vir ons? En ons gaan daaruit 'n paar goedjies haal en dit van toepassing maak in die tyd waar ek en u vandag is en hier waar ek en jy nou sit. So kom ons lees saam Openbaring 22 vanaf die 6de versie. Die opskrifte daar is: laaste waarskuwings en beloftes. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profeseë van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid van die voete van die engel wat vir my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woord van die boek bewaar. Aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profeseë van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en die ingang deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgoddienaars en elkeen wat leuns liefhet en dit doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig.
Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester, en die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat dit hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem verniet. Want ek betuig aan elkeen van die woorde, van die profeseë van hierdie boek, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profeseë wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die heilige dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, ek kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Dis die gedeelte wat ons vandag bietjie wil oorgesels. Iemand het 2 weke terug vir my gesê, dit miskien nie eens 2 weke terug, dit is dalk minder as 2 weke terug, het vir my gesê, kom tot die punt man, dis nie 'n gemeentelid nie, ek moet dit net by sê, so dit is iemand buite die kerk, kom tot die punt, wat wil jy nou eintlik sê, kom tot die punt, hou op om die goed so te herhaal, wat is jou punt? Nou wil ek sê, ek wil nou vanoggend tot die punt kom, en die tema wat ek vandag, soos die Here op my hart tema is die laaste woorde. Die laaste woorde wat vir ons opgeteken is in die onfeilbare woord van die Here. So ek wil nou vanoggend tot die punt kom. Ek wil nou vanoggend tot die punt kom om te sê waaroor alles gaan. Wat is die punt? Dis wat ek vanoggend wil doen. En ek wil vir jou sê, oom, tannie, jongeling wat jy is, ek wil vir jou vanoggend sê, God is die belangrikste werklikheid wat bestaan. Hy is die waardevolste persoon wat bestaan. En daarom verdien hy jou grootste aandag, jou diepste bewondering en jou soetste vreugde. Dis Jesus Christus. Goue draad deur die hele woord. Van Genesis 1 vers 1 tot in Openbaring 22, die laaste woorde. Dit is die punt. Jesus Christus. En ek verwys graag na die laaste woorde wat Jesus vir ons opgeteken het of laat opteken het deur 'n engel wat hy vir Johannes gestuur het, sodat Johannes dit vir ons opgeteken het. En ek wil vir jou wys en vir jou sê, hierdie laaste woorde het 'n paar betekenisse of lesse wat ons vandag kan leer, en dit is meer van toepassing nou as van ooit tevore. Openbaring 22 is geskryf ongeveer plus minus in jaar 95 na Christus, toe die engel aan Johannes verskyn het en die engel vir hom gesê, skryf op hierdie dinge. So is die dinge toe nou opgeskryf. Maar die laaste hoofstuk van die Bybel en die laaste gedeelte wat ons nou gelees het, is daar vir ons opgeteken. Allerhande voorskrifte. Daar's vir ons opgeteken allerhande beloftes. En daar's vir ons opgeteken allerhande vermaning, as ook allerhande waarskuwings. En dit is Jesus Christus se laaste woorde wat hy geopenbaar het aan Johannes en wat vir ons opgeteken is in die Bybel. Daarom is dit nodig om te hoor wat die Here vir ons vandag wil sê uit hierdie gedeelte uit. Wat is dit wat die Here vanoggend vir ons wil sê? En ons gaan vandag daarna kyk. Ek wil graag vandag 'n paar enkele gedagtes met u deel oor die gedeelte wat ons gelees het. Net 'n paar gedagtes, daar's heelwat meer. Ons kan weke of maande en ons kan selfs eeue as dit moet hieroor praat, maar ek wil net in die volgende 20, 25, 30 minute vir u dit 'n opsomming gee hoe die Here dit
aan my geopenbaar het en gesê het, gaan sê vir die gemeente, wat is daar opgeteken in hierdie gedeelte? En ek wil graag vir jou vra om vandag jou hart heeltemal oop te maak. Vergeet bietjie van jou eie gedagtes, jou eie insette. Hoor wat die Here in sy woord sê, want ons word groot gemaak en as dit goed gaan met ons, dan hoor ons iets anderster, maar as dit sleg gaan, dan hoor ons iets anderster, al is dit dieselfde woorde. Ek wil vir u vra, hoor vanoggend, wat wil die Heilige Gees en die Here vir jou sê in hierdie laaste gedeelte? So Johannes het opgeteken alles wat moet gebeur in Openbaring. En dan in die einde, in die laaste hoofstuk wat ons gelees het, is daar nog 'n paar dinge wat hy vir ons sê deur die skrif. 'n Paar dinge wat ek graag met u ook wil deel vanoggend, hierdie laaste gedeelte van die Bybel. En die eerste ding wat ek graag met u wil deel vandag is, en dit is, ons onthou het gesê, Jesus Christus is die silwer-goue draad reg deur die Bybel. Die eerste gedagte wat ek vir u wil sê wat vanoggend hier sit, en ek wil dit uitpassein in die hele wye wêreld, maak nie saak of hulle 'n mens sal ophang of jou kop sal afkap of doen wat hulle wil doen nie. Ek wil vir u sê, ek wil vanoggend hierdie laaste woorde van die Bybel met u deel. En in die eerste gedagte is die wederkoms van Jesus Christus sal gou plaasvind. Die boodskap is hier. Verwag Jesus gou. En hierdie woordjie gou kom 3 keer in hierdie gedeelte wat ons opgelees het, is 3 keer opgeteken. Jesus het gesê, opsommend, gou, in vers 7, kyk, ek kom gou. In vers 12, en kyk, ek kom. En so ook in vers 20 wat hy gesê het, ja, ek kom gou. Die eerste gedagtes wat hier vir ons opgeteken is, Jesus kom gou. Hoe moet ons dit interpreteer? Hoe moet ons dit verstaan? As hierdie Jesus sy laaste woorde in die Bybel met ons praat deur die woord, sê gou wees. Dit gaan gou plaasvind. Hy het gesê, ek kom gou. Hierdie hoofstuk sluit aan net by die hele testamentiese boodskap, dat Jesus terugkom. Wat sê, Jesus gaan weer kom. So waar as wat die Here lewe, so waar as wat jy hier sit vandag, Jesus gaan weer kom. Die Here kom weer terug en ek wil vir jou vra vanoggend, jy hoef nou nie my te antwoord nie. Ek wil hê jy moet die Gees antwoord in jou hart, as die vraag vanoggend na jou toe kom en sê, het jy al opgehou om dit te glo? Het jy al moedeloos geword, omdat Jesus nog nie gekom het nie? Of, dink jy dalk, ag, dis maar net weer dieselfde ou storie, van Jesus sal maar weer kom. Want as mense in kerke wat so voel. Nou kom ons gesels gou 'n bietjie daaroor. Ek wil julle herinner dat daar 318 keer in die Nuwe Testament verwys is en genoem is dat Jesus weer kom. 318 keer nou, as dit nie herhaling is nie, weet ek nie wat is herhaling nie. Jy moet dit glo. 1 uit elke 30 verse gemiddeld in die Nuwe Testament praat daarvan dat Jesus weer kom. 23 van die 27 boeke is geskryf en verwys na Jesus se koms in die Nuwe Testament. Dit gaan werklik plaasvind. Al 9 skrywers wat die 27 boeke geskryf het van die Nuwe Testament, het bevestig dat Jesus weer gaan kom. Daarom moet elkeen van ons wat hier sit 'n wederkomsverwagting hê. En ek wil vir jou sê, dit beteken nie net dat Jesus sy bruid kom, dit beteken ook dat jy en ek môre
ons oë hier kan toemaak en daar's 'n ewigheid. Dit sluit aan, dit is een boodskap. Moenie dit dink dis twee boodskappe nie. Jou lewe op aarde is binnekort om. Of dit nou deur 'n siekbed, of 'n skielike dood, of deur die wederkoms, ek gaan vir julle sê, een van dit gaan binnekort met jou en met my gebeur. Gaan kyk bietjie hoeveel mense in Suid-Afrika gaan vandag dood, dan praat ons weer. En daarom wil ek vir julle sê, luister vriende, in al die jare, ongeveer 30 jaar, wat die Here my op 'n pad gestuur het, oor 'n studie te maak van die eskatologie, ontdek ek net hierdie een groot ding, hierdie een groot geheim, en ek wil dit graag vir u vandag verduidelik wat dit beteken. Hierdie een groot geheim van ons almal moet 'n korttermyn verwagting hê. Elkeen van wat hier sit, moet 'n korttermyn, ek sê 'n kort, want ons lewe is relatief kort. Gaan vra 'n bietjie vir iemand wat ouer as 70 is, jongeling. Oom Tannie, hoe vinnig het dit verbygegaan? En hulle gaan vir jou sê, "Sjoe, dit was vinnig. Dis kort." En die Bybel sê ook, ons lewe is kort. En ek wil vir jou sê, kom ontdek daai groot, kort termyn verwagting. Wat bedoel ek daarmee? Wat beteken dit? Dit beteken dat elkeen van ons wat hier sit, maak nie saak wanneer in die vorige geslag persone gelewe het en dood gegee het. Elkeen van ons moet 'n verwagting hê om Jesus te ontmoet. Soos dit Amos ook sê, maak jou gereed om jou Skepper te ontmoet. Môre mag te laat wees. Dis wat ek sê, elkeen van ons moet 'n korttermyn verwagting hê. Paulus sê in 1 Tessalonisense 1 vers 10, en sy seun uit die hemel te verwag. Ek en u moet sy seun uit die hemel uit verwag, of dit nou deur jou sterfbed is, of dit nou deur die wederkoms is, maar jy en ek moet die Here verwag. Wie moet ons verwag? Ons moet verwag hy wat uit die dode uit is, Jesus wat ons van ons toekomstige toorn sal verlos. Petrus in die ander kant sê in 1 Petrus 4 vers 7. Wat sê Petrus? Petrus sê, en die einde van alle dinge is naby. Petrus in daai tyd al, 2000 jaar terug, sê, daai tyd is die alle dinge, en dit is naby. Die einde van alle dinge is naby. Hy sê, wees ingetoe en wees nugter. Die Griekse woord nugter beteken, moenie bedwelmd wees nie. Wees nugter. Petrus het nie gesê, toe hy dit gesê het, dis nog 2000 of 3000 jaar nie. Hy het gesê, verwag, dit kan in julle lewe gebeur. En as jy dit nie sien nie, dan gaan jy in elk geval die Here ontmoet in die ander kant van die doodsgrense, wanneer jy die ewigheid binne gaan. Elkeen moet 'n wederkoms of 'n verwagting hê om Jesus weer te ontmoet. En ek kan vir u sê, as daar nog ooit 'n geslag was op die geskiedenis van die mense, as daar nog ooit 'n geslag was wat hierdie meer van toepassing is, dan is dit die geslag waarin ek en u lewe. En hier is die punt. Ek betuig vandag, en ek sluit aan by die vers wat ons gelees het, ek betuig hier vandag voor hierdie gemeente, en almal wat my hoor, dat Jesus Christus gou sal kom. En as jy 'n wederkoms verwagting het, wat beteken dit? As ek sê jy het 'n wederkoms verwagting,
Dit beteken dat jy 'n ewigheid perspektief het. Jy weet, daar's 'n ewigheid wat wag. Ons lewe nie net vir hier en nou nie, ons lewe vir die dinge wat kom. Want ons het 'n toekoms. Moenie dink ons het nie 'n toekoms nie, ons het 'n toekoms mits jy in Jesus Christus is. So ons moet 'n ewigheidsverwagting hê. Hoekom? Hoekom moet ons 'n ewigheidsverwagting hê? Hoekom moet ons hierdie doen wat so vir ons opgeteken is in die laaste boek en wat Petrus gesê het en wat Paulus gesê het? Hoekom moet ons dit doen? Hier is die antwoord. Hier is die antwoord. Ek wil jy moet hoor, hier is die antwoord om my prioriteite reg te kry. Om my prioriteite te prioritiseer van wat is die belangrikste en wat is die minder belangrikste, aansluitend met die vorige twee boodskappe wat ons gebring het oor geld. Wat is regtig belangrik in hierdie lewe? Wat maak regtig saak en wat het ewigheidswaarde? Dan verander ons perspektief so bietjie. Hoekom moet ons 'n ewigheidsperspektief hê? Dit motiveer jou ook, nou alreeds, om in diens van Christus te wees, wat aansluit by sy opdrag aan jou, gaan en maak disippels van alle nasies. Dit sluit aan daarbey. En dan die tweede punt, waaroor ek met u wil praat, in die gedeelte wat ons gelees het, in hierdie Openbaring 22. Wat is die tweede punt? En dit sluit ook aan met Jesus se laaste opdrag, voor hy opgevaar het, sluit aan by die laaste woorde in die Bybel, die verkondiging van die evangelie. En die verkondiging van die profesie, want Openbaring 22 vers 10 sê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd naby. Moenie die profesie verseël nie. So wat staan hier, vriende? Wat beteken hierdie? Wat is dit wat ons hier lees? Hier staan, jy moet die van Openbaring nie verborge hou nie. Jy moet dit nie toemaak nie. Jy moet dit oopmaak. Betuig voor die mense. Jy moet betuig voor die gemeentes. Jy moet dit verkondig. Jesus wil hê dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit, dis hoekom jy vandag hier is, moet dit hoor en jy moet dit bestudeer en jy moet dit gaan verkondig, want dit is 'n opdrag. Moenie die vyand, dat die vyand vir jou iets anders vertel vanmôre nie. Moenie dat die vyand kom met sy slinkse gedagtes na jou toe kom en jy dink is jou eie gedagtes nie. Daar is baie pogings van die sielevyand, van die ou duiwel, wat aangewend word, sodat hierdie boek en hierdie profesie en veral Openbaring toegemaak moet word vir die mensdom. Sodat mense dit nie meer lees nie. Sodat mense dit nie sal verstaan nie. Maak maar jou eie studie of jou eie opname. Gaan vra 'n bietjie vir mense en ek gaan sommer nou vir u vra 'n bietjie vir mense, watter boek lees hulle dit die minste in die Bybel? Openbaring. Gaan maak jou eie studie. Vra 'n bietjie vir mense, watter boek verstaan hulle die minste in die Bybel? En hulle gaan vir jou sê, Openbaring. Gaan doen jou eie studie. Mense wil nie die boodskappe hoor van Openbaring nie. En hier kom ek tot nog 'n punt. Hoekom nie? Hoekom wil mense dit nie hoor nie? En ek gaan vir julle sê hoekom nie. Omdat die sielevyand, die ou duiwel, die Satan maniere gevind het om hierdie boek te verseël, presies wat ons gelees het. Hy verseël dit. Hy wil nie hê mense moet dit hoor nie. Daar is geleerdes in die dag van ons tyd, teoloë, dokters, professors met meer grade as enigiets anderster en titels wat sê die boek Openbaring is onverstaanbaar en dit is net 'n klomp beeldsprake.
en hulle het allerhande benamings. Hulle vertroebel die waarheid. Ons is hier vanoggend om die waarheid te praat. So mense raak totaal verward oor wat die mense, die gemeentes leer. Of nog erger, die snert dat die boek Openbaring nie vir jou en vir my geskryf is nie. Dat dit geskryf is vir die mense van die verre ooste. Ons hoef nie eens daarna te kyk nie, want dit is nie van toepassing tot ons nou nie. Nou dis luitere nonsens. Dit is snert. Hoor wat sê Openbaring 22 vers 19. In plaas daarvan dat die boek Openbaring oopgemaak kan word, en dat ons by Openbaring kan uitkom, sodat ander dit kan verstaan, word dit vertroebel deur allerhande teologiese denkrigtings van mense. Elke ou se allergie is anders as die ander ou sin. Elke een interpreteer dit anderster as die ander ou sin. En ek gaan vir u sê, die arme gemeentes sê, wie moet ons nou glo? Wat moet ons nou glo? Want die een ou sê so en die ander ou sê so. Mense is verward. En ek kan nou vir u sê, vriende, selfs 'n laerskoolkind kan die storielyn volg in Openbaring. Ek was 12, 13 jaar oud toe die Here dit aan my geopenbaar het. En daarom was dit moeilik om te besef dat ander mense nie kon dit verstaan nie, totdat ons Openbaring 22 in diepte bespreek en bepeins, en nou kom jy agter, die duiwel wil nie hê die mense moet dit verstaan nie. Kom ek sê vir u, in 30 sekondes, of miskien 'n minuut, Openbaring die hooflyn van Openbaring, op 'n 12-jarige kind se vlak, want hier het ek al op 12-jarige kind verstaan. Openbaring hoofstuk 1, wat is dit? Is Jesus se openbaring aan Johannes. Hoofstuk 2 en 3. Wat sê hoofstuk 2 en 3 vir ons? Dit is die briewe aan die 7 gemeentes. Briewe aan 7 gemeentes in tydperk. En wie is die hoofspeler daar? Die hoofspeler in Openbaring 2 vers 3 is die Ekklesia. Nou wie van u weet wat die woord Ekklesia beteken? Dit beteken die kerk van Christus. Ons praat nie nou van die AGS of van die PPK of van die Grace nie. Ons bedoel almal wat die Here Jesus Christus gered het deur sy bloed is 'n nuwe mens. En nou behoort jy aan die koninkryk. En daai kerk waarna jy nou behoort is Ekklesia. Dis 'n bruid van Christus wat 'n bruid gaan word. Hierdie is die ware kinders van die Here op aarde. Hoofstuk 2 en 3 handel oor die kerk van Christus op aarde. Met ander woorde, die tyd waarin ons nou lewe. Openbaring 4 en 5 handel oor, die 4 en 5 handel dan nou oor, presies wat ons gesê het, die kerk in die hemel. Met ander woorde, hoofstuk 2 en 3 is die kerk op aarde, die Ekklesia. Hoofstuk 4 en 5 handel oor die bruid van Christus in die hemel, die kerk van Christus in die hemel. En net iets gebeur. Hier het nou iets gebeur, is 'n oordrag van die akte, of kan ons sê, dit is in die aktekantore van die hemel, is daar oordrag na Jesus Christus toe. Hoofstuk 6 tot 18 handel oor die groot verdrukking. En wie is die hoofrolspeler? Die Antichrist. Dis daar wat God van praat en Johannes gesien het van die seels, van die trompette en van die skale wat uitgegiet word op die aarde. Met ander woorde, God se oordeele. Hoofstuk 6 tot 18. Hoofstuk 19, waaroor handel hoofstuk 19? Handel oor die bruilof van die lam. En dan ook nog in 19, aan die laaste gedeelte, die slag van Armageddon. Aan die woorde, Jesus kom met sy bruid. En wat gaan gebeur? Hoofstuk 20,
die 1000-jarige vrederyk, waar ons gaan heers en take hê, in hoofstuk 21 en 22, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis 'n opsomming van Openbaring. Dis nie so moeilik om dit te verstaan nie. As jy hierdie lyn volg, kan 'n 12-jarige kind dit verstaan. Enige een van ons wat hier sit. Ek wil amper vra, wie van ons wat hier sit kan nie hierdie storielyn verstaan nie? Elkeen van ons wat hier sit kan hierdie storielyn verstaan. En daarom moet ons nie verskonings maak om hierdie te preek en te luister, en onthou, geseënd is die wat die woorde van die profesie lees. Daar is 'n spesiale seëninge op elkeen van ons se lewe. En as ons verskonings gee, en daar's onkunde oor die profesie, veral oor die boek Openbaring, beroof dit die mensdom. Dit ontneem die mensdom van 'n toekomsverwagting. Dit beroof die mense van 'n Bybelse perspektief. Daarom is dit van uiterste belang dat hierdie profesie verkondig moet word. Omdat ek so sê? Nee, baie beslis nie. Omdat die woord so sê. En meer spesifiek, omdat Openbaring 22 vanaf vers 6 so sê. Daarom is dit van uiterste belang dat hierdie verkondig moet word. En jy en ek, oom en tannie, jy en ek, jy moet help met hierdie boodskap. Dis wat Openbaring 22 sê. Jesus se laaste moenie hierdie woorde verseël nie. Moenie hierdie woorde verseël nie. Maak dit oop, verkondig dit, want die tyd is naby. Die derde boodskap wat ek vir julle wil gee uit hierdie gedeelte uit. Die boodskap van word heiliger en nie vuiler nie. Onthou ons het gelees in Openbaring 22 vers 11 wat staan. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdiger nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Kom dink jy is die kerk is so leeg? Kom dink jy is die kerk is so leeg in vandag se tyd? En dit word al hoe leer. Daar is die antwoord. Laat hom wat heilig word nog heiliger word. Hy wat vuil is nog veilig word. Die boodskap is, word heiliger en nie vuiler nie. Let op, hierdie vers praat van 'n polarisasie wat plaasvind. 'n Beweging wat aan die gang is. Op hierdie een spesifieke vers. Aan die een kant gaan die mense verder beweeg van God af. Hulle gaan vuiler, hulle gaan slegter word. Hulle gaan boser word. Aan hierdie een kant van hierdie magneetstaaf. Polarisasie beteken aan die een kant van hierdie staaf. Meer onregverdig, meer onheilig. En hulle beweeg al hoe verder van die woord af. En hulle raak al hoe meer godsdienstig in plaas van 'n verhouding met die lewende Here. Dit is wat hierdie vers vir ons sê. Hulle breek weg van die wêreldkerk af, van die waarheid af, en hulle haal aan valse leringe en leerstellings, en hulle is so vol van hulle self, dat hulle nie meer die woord van die Here nastreef, die goud ontdek, en die woord eet, soos Johannes dit sê. En is dit dalk bekend in die dag waarin ons lewe. Ek kan vir ure vertel van kinders wat ek sien by die skole, en jy sien dat die mense al hoe afvalliger word, al hoe meer glo, hulle word eintlik hulle eie God. Menseregte. Nou as dit gaan vir ons oor menseregte, dan het ons geval, dit gaan oor goddelike regte. Dit gaan oor goddelike regte. Dis presies ook die tyd waarin ons lewe wat ons gewaarsku word. Aan die ander kant, in die teenoorgestelde pool wat jy kry vandag in hierdie polarisasie, is die ander kant die teenoorgestelde
spoel wat jy kry. Die wat regverdig is, sal meer regverdig word, alhoewel dit in die minderheid is. Maar die wat regverdig is, sal meer regverdig word. Die wat heilig is, sal meer heilig word. Mense sal meer toegewyd word aan die woord, meer diensbaar raak vir Christus, en hulle sal daarna streef om Jesus gelykvormig te word. En as ek nou vandag praat oor hierdie beweging wat ons nou gepraat het, en ek sien dit nou maar net baie oppervlakkig soos 'n 12-jarige kind, met hierdie polarisasie, met die twee pole, een word slegter en een word heiliger. Miskien is daar iemand wat vandag hier sit. Miskien. En ek glo met my hele hart, want dis hoekom die Here die boodskap gegee het, dat daar mense is wat vandag hier sit, wat sê, ek is daarom nou nie in die kant wat vuiler en slegter word nie. Maar ek is ook nou nie in die kant wat heiliger word en reiner word en meer diensbaar word nie. Nee, ek is in die sirkel. Ek is in die middel so Cyril. Ek is hier in die middel so Cyril. Ek is nie in daai kant nie, ek is nie in daai kant nie, ek is hier in die middel. Ernstig. Nou gaan ek vir julle sê, ongelukkig is daar nie 'n middel nie, my vriend. Jy gaan of vuiler word, of jy gaan heiliger word. Dis wat die woord sê. Dis nie my woorde nie, dis die woord van God, wat sê, die wat vuil is, sal vuiler word. Jy kan nie in die middel neersit nie, Cyril. Jy moet beweeg. Dit hang van jou kant af, na watter kant toe jy beweeg. Of jy word vuiler en slegter en meer godsdienstiger en maak jou eie God, en dit gaan vir jou net oor geld en oor jou sieninge en hoe mooi jy tog kan praat. Of dit gaan na die ander kant toe en jy word heiliger en jy word stiller en jy besef dat God almagtig is en dat hy die alfa en die omega is. Die vierde gedagte wat ek met u wil deel. Het jy opgelet? Daar's 'n woord van blink môre in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Daar's 'n belofte van 'n blink môre ster in hierdie gedeelte, en wat beteken en na waarna hy wys? Jesus verwys hier na homself toe, dat hy die blink môre ster is. Nou vir die van u wat dalk vroeg opstaan, is dalk vroeë mense en wat vroeg opstaan, weet dat die môre ster verskyn net voor dagbreek. Daarom ook die naam môre ster. Jy kan hom partykeer in die aande ook sien, maar hoofsaaklik is dit die môre ster. Dis die ster wat opkom, of wat jy die duidelikste sien, net voor die son sy strale uitsteek en net voor dit begin lig word. Net voor die son opkom, sien jy hierdie môre ster. Die môre ster is 'n belofte van 'n nuwe dag. Die môre ster, en Jesus verwys na homself na die môre ster. Die môre ster is dan 'n simbool hier van hoop. 'n Simbool dat daar 'n hoopvolle toekoms is. Maak nie saak wat die politiek, wat die ekonomie, wat aangaan nie. Al val die maan, al verbrand die son uit. Daar is 'n môre ster en daar is 'n lewendige God. Daarom het ons 'n hoopvolle toekoms. Daar's 'n nuwe dag. Die woord leer ons dat as Jesus kom, het al hierdie dinge van openbaring, die moeilike dinge, die swaar dinge, maar as Jesus sy bruid kom haal, is daar 'n nuwe bedeling vir ons wat in Christus is. Dan is daar 'n nuwe tydperk vir ons saam met Christus. En is iets wat ons kan uitsien. Eers in die hemel en daarna 1000 jaar op aarde en dan nog 'n ewigheid saam met Jesus. En dis waardig jou grootste belangstelling. Moenie laat die duiwel kom en vir jou ander goed vertel nie. Ons het 'n toekoms in Christus. Daar's 'n belofte vir 'n nuwe dag vir die kinders van God. Sonder ongeregtigheid of sonder lyding. En daar's nie meer pyn en smarte. Jy hoef nie meer te stoei teen jou eie liggaam,
teen jou eie vlees, teen jou eie gedagtes of na die sielevyand toe nie. Alles is verby. Jy is by Jesus Christus. So ek wil sê, as daar dalk nou enige iemand is vir wie in wie Jesus Christus nog nie woon nie. As daar enige persoon is in wie Jesus Christus nog nie woon nie en die Gees woon nog nie, en ek sê dit met die grootste liefde, dan is jy hopeloos. Met ander woorde, jy het geen hoop in hierdie lewe oor nie. As die Gees nie in jou woon nie, het jy geen hoop meer oor nie, jy het niks om aan vas te hou nie, jy is hopeloos. Jy het geen toekoms. Al toekoms wat jy het, is die swaal rekende poel van vuur. Maar vir die bloedgewastes in wie die Gees woon, daar is 'n toekoms saam met Jesus. Jesus wat homself vergelyk hier met 'n blink môre ster. Daar's 'n teken van 'n dag, dat die dagbreek amper daar is. Jesus is die blink môre ster. Dan kom ek die laaste punt van hierdie hoofstuk van die Bybel, of die voorlaaste gedagte van hierdie boodskap. En weet jy dat daar nog 'n uitnodiging is in hierdie gedeelte wat ons gelees het? Daar's nog 'n uitnodiging. Solank jou hart nog vanoggend klop en jy's nog by jou verstand, is daar nog hoop vir jou. Dalk vir sommige net 'n paar minute of ure of daaroor of dalk 'n paar jaar as jy gelukkig is. Maar weet jy, daar's 'n uitnodiging dat dit nog nie te laat is nie. Ek wil vir jou sê, dis opgeskryf in die laaste van die laastes in die Bybel. En daarom wil ek vir jou sê, daar's nog 'n heel laaste uitnodiging vir jou en nou vir my in daai gedeelte, en vir alles jy nie in Christus is nie. Ek lees dit vir jou, dat daar geen hoop is meer nie. Wat is hierdie laaste uitnodiging? Ons het dit gelees in Openbaring 22, vers 17. Ek wil hê jy moet hierdie vers sien en lees en die uitnodiging hoor wat Jesus Christus vir jou hier gee. En die Gees en die bruid, interessant hierso. Die Gees en die bruid. Wat sê daai twee woorde, die Gees en die bruid? Die Gees is God se Gees. En die Gees en die bruid, wie is die bruid van Christus? Die wedergebore kinders van die Here, ons wat hier sit, wat gebloed gewas is. So hier so, as ek dit so kan stel. Die Gees en die bruid, die ware kinders van die Here. Wat doen hulle? Wat doen die Gees en die bruid? Hulle sê kom. Laat hom wat dit hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Dit kos jou nie geld nie, dis verniet. Unmerited favor, onverdiende guns. Vandag sê die Gees en ook die bruid aan die ongeredde mense daar buite ook. Sê kom, daar's nog hoop, daar's nog tyd, ons is die draers van goeie nuus. En laat hom wat hoor en hom wat wil. Hoor gou 'n bietjie hier by hierdie woord, hom wat wil. Ek wonder hoe verklaar die uitverkore leerpersone hierdie vir hom wat wil. Hier praat Jesus oor homself as die water van die lewe en die evangelie as 'n uitnodiging. En in die laaste uitnodiging kry jy hierdie woordjie kom 3 keer. Maar jy kry dit ook in ander gedeeltes in die Bybel. Soos in Jesaja 1 vers 18, wat die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. So sê die Here, al was jou sonde soos skarlakend, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Elkeen van ons het 'n storie. Maak nie saak wat jou storie is nie. Die woord sê kom. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Kom nou met al jou sondes en al jou probleme, my vriend. Kom met al jou laste. Kom na Jesus toe. Matteus 11 vers 28 gesê.
En Jesus sê, maak die saak van jou omstandighede nie. Vra nie vandag vir jou enigiets verder nie. Ons sê wat die woord vir jou vanoggend wil sê. Daar staan, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Is jy vermoeid en belas? En ek sal jou rus gee. Neem my juk op julle. En leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En vir die laaste keer in die woord, in die laaste hoofstukke van die Bybel, nooi die Here Jesus Christus mense om te kom regmaak. Niemand sal eendag kan sê, ek is nie genooi nie, of ek het geen uitnodiging ontvang nie. Jy kan nie dit sê nie. Dit word ook vanoggend vir u môreoggend duidelik aan u oorgedra. Daar's 'n uitnodiging aan elke een van ons wat hier sit. Dan is daar, en ek sluit nou af, dan is daar ook 'n waarskuwing in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Daar is 'n dringende waarskuwing, 'n mees dringendste waarskuwing wat ons in hierdie gedeeltes gemeet het, een van die belangrikste en die mees drastiese waarskuwings wat daar in die Bybel is. En dit het ons gelees in Openbaring 22 vers 18. En as iemand by hierdie dinge byvoeg, watter dinge? Ons kan dalk 'n woord hier en daar kan dalk aanpas, want van die Grieks en die Hebreëus en die Engels en die Afrikaans is daar woorde. Dit gaan nie nou spesifiek net oor woorde nie. Dit kan in sekere gevalle, maar dit gaan oor die boodskap wat oorgedra word. Dit is die belangrikste. Met ander woorde, as enigiemand aan hierdie boodskappe verander, aan hierdie byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waaraan daar in hierdie boek opgeteken is. En as iemand van hierdie woorde van hierdie waarhede en hierdie gedagtes, ek bedoel nou nie woorde soos tussen Grieks en Hebreëus, Afrikaans en Engels nie, maar van hierdie gedagtes, van hierdie boodskappe in hierdie Bybel wegneem, uit die boek van die lewe en uit die heilige stad, sal God dit wegneem. Hulle naam wegneem in die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan daar in hierdie boek geskrywe is. Met ander woorde, as jy die boek vat en jy vat goed weg of jy sit goed by soos wat jy dink en soos dit vir jou goed klink, gaan die Here drasties of byvoeg die strawwe in hierdie boek, of hy gaan wegvat jou naam in die boek van die lewe. Dis wat daar staan. En ek wil vir u vra, slaan ag vanoggend op hierdie dringende waarskuwing en weet dit, daar is 'n sielevyand en hy probeer alles doen om die heilige geskrifte te verander en te verdraai en gedagtes by te sit en gedagtes by te voeg, sodat die mense dit sal mislei word. Die Here het die 66 boeke in hierdie Bybel wat hy vir ons gegee het. Jy kan geen ander uitspraak van enige mens of van jou eie idees hier byvoeg nie. En jy kan niks hiervan af wegvat nie. Talle mense het hulle eie boeke geskrywe, ek wil amper sê Bybel geskrywe. Daar is mense wat sê hulle die Bybel daaroor geskrywe, maar dit is nou 'n ander gedagtes. Daar's mense wat sê hulle werke, hulle boeke, hulle uitsprake, hulle uitleggings het net soveel gesag soos die woord van God. Nou gaan vir sê dis absolute bog en twak. Dit kan dalk in saamstem met die Bybel, of dit kan nie saamstem nie, maar dit kan nie die woord vervang nie. Dit kan nie die woord soos wat die Here dit vir ons gegee het, vervang nie.
Daar kan niks bygevoeg of niks weggeneem word nie. Miskien verstaan u nie mooi wat ek vanoggend vir u wil sê nie. Sommige teoloë wil byvoeg en wegvat. Kom ons stel dit bietjie anderster. Ons staan dit bietjie anderster. Ons kan sê, dominees, pastore, predikers, priesters, godsdienstleiers, jeugleiers, enigiemand kan iets sê soos, ekskuus tog, dat ons nou oor julle sonde praat. Ek gaan vir julle sê, die Bybel noem die sonde op die naam. En die hele boek Openbaring draai om oor een sentrale persoonlikheid. En jy weet wie dit is, dis geen geheim nie. Die hele boek draai oor een persoonlikheid. En hy het vanoggend vir ons kom sê, en hy sê dat ek is die Alfa en die Omega. Dis Jesus se woorde in hierdie boek. 4 keer is dit opgeteken. In die eerste hoofstuk van Openbaring is dit opgeteken, sê dit is die openbaring van Jesus Christus. En in die 21ste versie van Openbaring 21 sê hy, lees jy weer Jesus se naam. So van vers 1 tot en met vers 21 is dit Jesus en Jesus alleen en alles tussenin gaan dit oor die Lam van God. Daarom sê hy, ek is die Alfa en die Omega. God het deur hom uit die hemel en aarde geskape. Jesus Christus was nog altyd daar. Ons sal enige boodskap maak. Beteken nie nou dat hy in vlees gekom het. Hy was nog altyd daar. Net een vraag aan jou vandag, oom Tannie, vriend, jongeling. Net een vraag aan jou vandag, wil ek by jou los vandag. En ek wil hê dat die Gees jou sal help om hierdie vraag te antwoord. Is die Here Jesus die Alfa en die Omega in jou lewe? Is die Jesus in jou lewe? Of is hy nou nie regtig die middelpunt waaroor jou hele lewe draai, die spulpunt nie? Het jy dalk 'n ander spulpunt waaromtrent jou lewe draai? Jesus sê vanoggend vir jou, soek allereers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die sentrale punt, die spulpunt waarom jou lewe moet draai, is Jesus Christus. En mag die Here jou seën met die woorde, die laaste woorde van die Bybel. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Vader dat ons vanoggend kon leer uit u woord uit, Here. Dankie Here dat u 'n goeie God is, Vader. En ek vra u vanoggend, Here, kom besoek ons weer. Kom maak ons weer nuut, Vader. Ek wil vir u vra vanoggend, Here, kom besoek elkeen van ons weer hier vanmôre, Here. Kom laat ons ontdek, Here, die skatte wat u vir ons in u woord weggebêre het, Here. En as ons nou bid met u uit die 21ste eeu uit, Here, wil ons bid soos wat Johannes Vader dit vir ons opgeteken en gebid het. Kom tog gou, Here Jesus, kom tog gou. En Here, gee vir ons 'n verwagting om u te ontmoet in die wonderlike naam van Jesus.